Met kom ek net voorheen het gepraat oor ABC en African Battle Cry daai van waar ek breaking gesien het was by ons in die GLSA en daai was in die 90s, late 90s, maar Bertram wat hy is sal kan elaborate, sal kan praat van cause hy was daar gewees in die 90s, early 90s, 91, 90s met Hip Crew. So vir my die hele ding het vir my of hip-hop in itself het vir my van die start af uit my lewe gered cause ek het low lung capacity gehad. So ek moes iets kry wat my fisies kan hou, wat my longe kan laat groei en kan gaan so onthou. So ek is baie grateful vir conversations soos die cause ek leer baie meer. Ek was 5 jaar oud toe ken ek al die mense. Soos 'n Grant en cause ek het die goed gekyk like ek het gesien nee, dis hy braaf wat hy moet doen. Wat is sy naam? Sy my bro my ook kry hy bras en ons daai baie geoefen aan dit. Dan kan sy my nie vat na hulle toe nie. Die maar sy is nog te klein. Dis nog te klein, sy kan nie gaan daar nie. Dis maar ek wil gaan cause die mense doen inspiring goed. Ek neem maar moves wat ek moet sien om hele lewe nie. Maar met die Kraaifontein perspectief van hip-hop, ek voel dis Bertie wat nou hier is, hy sal van my baie meer kan verduidelik. Hy was part van die eerste crews in Kraaifontein Hip Crew wat ek voel as my mense kos nie so van Kraaifontein so vertel vir ons van Hip Crew en waar die ander crews vanaf gekom het basically. Ja, guys, ek dink great stories van almal af. Ek meen these legends wat hier sit. In die Rido kom ek sê legends, dis these mense wat ons na opgekyk het back in the days. Yes. Ek meen toe ons begin het. Ek dink van 'n starting point af vir Hip Crew. Het begin met 3 cousins. Yes. Right? En een van die 3 cousins was myself. Crystal Kosi. Yes. En dan Sean, yes. Okay. En onze story is 'n bietjie different, right? As freestyle dancing en alles daai. Ek dink die way hoe ons begin het. Yes. Okay, ons het mos baie gery. Ons het die Roadies tyd, yes. So ons het uitgegaan saam met die Roadmasters van Kraaifontein back in the days. Roadies, yes. Yes. Ek ook maar getry moves en so aan. Freshly sinds op die scene. Nou try ons moves en sy voel paar keer geval, nee man. Maar die maak seer. Maar waar die bike story change vir ons is toe ons ry eendag 7-Eleven toe, hy het ons nog 7-Eleven. Yes. Right, ons ry 7-Eleven toe met die bikes. Ons kan nou 'n paar gamepies gaan speel man. Maar nou sien ons die braaf wat hier aankom sien, hy was saam met ons op die high school gewees. In fact, hy was die hoofseun gewees. Hy man sy naam is Terence Ayman, right? Yes. Die legend daai tyd in Kraaifontein. En nog altyd 'n legend vandag. Yes. Met wat hy doen, you know? Yes. So basically, we sien tonight, die ouens is net gekiep. Patrick Ewing, jong, van kop tot toon. En ons remember dat POC op 'n tyd Yes. het moes Ewing gedraai en so aan. Yes. En min wetend, ons stop toe die ou en ons gesê as funky tracksuit en sneakers. Yes. Een is mustard, een is pace, you know. En so man. En hy sê toe vir ons, hy vat ons toe down memory lane gehou van sy story man. En wat hy basically doen. So hulle was actually die POC possies gewees. So posse, like backup dancers vir POC. Yes. En hy tyd. En wat hulle gedoen het was die running man, daai tipe van ding, verstaan jy? Yes. Hy was hulle groep gewees. En daai is hoe ons begin het. Yes. Die 3 cousins, right? So ons het begin met running mans. Ons eerste show was gewees by Scottsdale Primary. Daar was by 'n carnival. En ons kon nooit geimagine het
onze mense man, onze community mense kan so aangaan basically oor 3 ouens op 'n stage. Yes. Running Mans doen nie bestaan. Yes. But needless to say, Yes. terselfde tyd right, ons capture die community, ons het hulle attention, right? 'n maand na hy ons practice toe en hy man se Gerards 5 Graafstraat Dansskool so 'n baie klein Gerards. Ja. But daai klein space het vir ons gewerk. You Yes. understand? Maand later sê tegen ons toe, okay, right, guys, daar's nog 'n show vir julle. As julle dit wil doen, is daar in Middelstad nog. En dis weer net ons 3, right? En ons doen dit toe. Wat toe gebeur is, na daai spesifieke show wat ons toe doen, daai Sarah in Middelstad nog, ons is mos maar youngsters. Yes. Ons ken nog nie, daai tyd toe ken ons nog nie die impact wat die media kan hê. Yes. And especially newspaper articles. Sy word gepublished daarso. Yes. Dus So- dat was ook nog so- niet TikTok, zou je zeggen, ja. en Meneer, social media. ons kon nie eens gedroom het van TikTok daai tyd of YouTube of sulke goeie Yes. dinge. You understand? Anyway, die community sien die artikel in die newspaper. Ons is een Woensdag, ons kom uit die skool uit, ry rugsakke neergesit, tracksuitbroeke aan, sneakers aan en ons gooi om, ons gaan na practice. En ons kom by Raymond se huis. Toe staan daar seker so 15 youngsters wat wag daar voor die garage Ja. om saam met ons te Running Man guys. Kyk, Running Man was groot gewees so. You know, maar toen ons het die passion gehad vir dans. Yes, yes, You know, yes. en hier kan ons hier verstaan en ons vra vir hom wie is die laities wat hier staan? Maar en ons sien die excitement op sy gesig. Guys, dis almal laities wat wil dans. Dis die hele 3. Ja. En right, ons is almal in die garage en ons begin daar so, ons leer die mense die moves en whatever. En so het ons crew basically ontstaan. Ons gee toe 'n naam, right? Hip Crew. En wat Hip Crew actually voor staan is die uiters vir hype. Ja. In performance. So Hip Crew, hype in performance crew. Yes. Ja. You're with me. Right, ons crew is toe, ons was seker so 12 members gewees het daai tyd. Joey Ballistic Rock Yes. was deel van ons gewees. Joey. Philip MC Ja. Yes. was part van ons gewees. Philip was ons MC gewees vir die crew basically. Yes. Ons kry toe, ons kry 'n gig in die Kaap en op die parade. Yes. Saam met ek dink dit was Jovenetics gewees. Hulle was freestyle dancers. Yes. Yes. Van Witselsplein en Yes. Yes. So ons is toe daar so saam met hulle. Na daai link terens toe op saam met Emil Black Noise se tyd en daai hulle kom toe Scottsville toe, ek doen 'n workshop daar saam met ons. En daai is waar ons toe die shoots maak van die Running Mans af Naar die breaking. na die b-boying toe, you know. Nice. En toe begin die culture understand en leer van die culture. Wat is die elements van het, you know? Yes. Waar het redig waar geëxplode vir ons en ek sê Hip Crew en allemaal die ander crews wat Yes. agterna gekom het in Kraaifontein en is Yes. toe ons die eerste power jam het. Mm. Die likes van POC daar so was, Black Noise daar so was, Yes. Street Rock Crew. Yes. Daai is die eerste keer waar ons toe sien en witness dat youngsters ons age, Angelo, Joe Bakker, wat doen die mense? Die zijn op 'n nog 'n hewiger level as wat Emil en Kevin en Rykle hulle vir ons gewys het by die workshop, you understand? Yes. Ons het nie geweet, sy kan sulke combinations doen. Yes. En daai was baie inspiring
vir ons gewees. You know, en ek dink vir almal in ons community in Yes. het geadapt daar in Narheid, you know, guys, hier moet ons harde week in sit om op baie mense se lewe te kom. En Narheid Power my Vrydag aand, daar was hier 'n dag wat ons nie ons bodies op die vloer gesit het. You know, that was inspirational vir ons gewees, maar dieselfde tyd motivational. Because I kan nie Mitchells Plain net kom, daar was 'n Kraaifontein ook wat daai serie. Yes. I mean, that's right. That's your area. And Yes. and we had a mandate. Yes. You need to fix this. As mos jou hoed, man. Feel the ground, yes. And guys, as ek julle moet sê, na, even die ander crews, hulle het vir ons gejoin in ons practice sessions, en ons practice sessions het begin vir al school holidays. Elke oggend 5 o'clock at Drafos. Sy weet hoe fees Zoopark. Yes. Zoopark toe, man. It's cause on the Zoopark. Ja, daar het sy gaan stretch, bro. Sy het jou push-ups gedoen. Mense het vir jou laat split daar, man. En dan die middag 2 o'clock, as ons in die GL-saal in gaan practice. En die GL-saal, ek dink wat nice was vir ons community daai tyd. Het was open gewees vir almal, man. Yes. Maak nie saak wat 'n crew jy was nie. Maak nie saak of jy my moves gaan sien. Yes. En luister wat die legend gesê het hier, sy moet creative wees. Yes. Mense kan jou move sien, maar sy is nog altyd unpredictable. Yes. As dit kom by showdown, True. take you understand. Yes. Daai is waar jou creativity inkom en so aan. So dan het baie strategically uitweek. Daar is sy move. Yes. Daar is sy move. En soos hy ook gesê het, die plan was altyd uitgelê gewees in 'n crew en hy tyd. Yes. So julle gaan eers. Yes. Julle soos hulle sê, sy stiekie dinge in die brand. Yes. Right, en sy gaan sommer na daai ene toe. Laat hy eers vir hom moeg maak. Van. Dan kon sy. You understand? Ek glo dit is 'n conversation wat jy het met mense.